Goeiemôre almal, dis Vrydagoggend, dis die 30ste Mei die jaar 2025 en dis 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor bloed. Nou jare terug in ons beginjare het ons 'n hamper vleis gaan koop by die slaghuis en dan was daar lewer daar binne. Mense, en as jy daai lewer so in jou hand vashou, net dan sypel die bloed so deur jou hande. En dan was ek net oor dit gewees, dan kon ek nie eet vir daai dag nie, maar in elk geval daar gelaat. In die Bybelse tye was bloed gelykstaande aan lewe. Die siel was in die bloed. Daarom mag gelowiges glad nie die bloed gedrink het nie. Hulle het geglo dat jy die krag van iemand anders te gaan opneem as jy sy bloed gaan drink en dit is verbied deur God in sy woord. Bloed is ook 'n plaasvervanger en daarom smeer die Israeliete dus dan nou die bloed aan hulle deurkusyne, so wanneer die doodsengel deur Egipte gaan om die eersgeborenes te tref. En Jesus se bloed is ook 'n plaasvervanger vir ons sondes, om die sondeskuld weg te was. Dit is 'n prys wat betaal is aan die kruis. Kom ons gaan lees hierso in Eksodus 12, hier vanaf verse 12 tot 14, en dan gaan ons 23 tot 28 lees. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek is die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die boordrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om julle huise in te gaan om dit te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom wat die Here aan julle gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders vra wat dit beteken, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het, toe het die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos wat die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Nou onthou, ons is nou seker dalk geneig om te dink dat net kinders was getref. Alle eersgeborenes was getref. Jy nou die paas, of jy die maas, of jy die wie is, alle eersgeborenes was getref. So ons net daar uitsit. Nou die volgende gedeelte is Hebreërs 9 vers 11 tot 14. Maar Christus wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige gewelddade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigingsbesprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En dan Hebreërs 10 vers 19 tot 22. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Halleluja. Dan Openbaring 7 vers 13 tot 17, die mense wat gered gaan word deur hulle eie bloed. Toe het een van die ouderlinge gespreek en van my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dis hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak deur die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oop
oopspan. Hulle is nie meer honger nie en nie meer dors nie. En die son sal hulle nooit weer enige hitte op hulle val nie. Halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u bloed. Die bloed het gevloei, die bloed het ons kom reinig, die bloed help ons, sodat ons skoon en rein voor u kan staan. Here, wat 'n groter prys is daar om te betaal. Daar is nie een nie. Here, baie dankie dat u ons kom red het van onsself af. Here, want ons as mens is geneig om in sonde te verval. Ons is geneig om ongehoorsaam te wees en wederstrewig, net soos wat die Israeliete was. Want ons hoor die stem van die herder en ons is veronderstel om te luister en ag te slaan. Maar ons doen nie altyd nie. Here, vergewe ons, kom reinig ons. Here, baie dankie dat ons hierdie tydperk nou kan ingaan van Pinkster. Here, my gebed is dat u gees op elke vlees sal uitstort, Here, sodat die mense kan net een wees met u, verenig word deur die bloed van die lam met die Skepper, die almagtige God, die een wat ons geformeer het, kunstig in ons moeder se skoot. Here, baie dankie dat ons kan met 'n verwagting wag, Here, op die uitstorting van die Gees in elkeen van ons om te werk en te wil soos u wil. Ons wil u net loof en prys en eer, Here, wees met elkeen, seën elkeen in hierdie naweek. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.